Hallo jong wiskundiges en welkom by nog 'n video. Vandag kyk ons na rangskikking of rangskik getalle van 'n sekere volgorde. Ons kyk na stygend en na dalend. Kom ons begin die video. Rangskikking vind plaas in twee maniere. Eerste een is stygende orde, waar ons getalle rangskik in volgorde van klein na groot. Dit is gewoonlik soos wat 'n vliegtuig opstyg van die landingsarea. Dan kry ons dalende orde wat verwys na getalle wat van groot na klein gerangskik is in die regte volgorde. Jy moet bepaal wanneer jy die vraestel of vraag voor jou het. Wat is dit wat hulle van jou verwag? En dan bepaal hoe gaan jy dit rangskik. Kom ons gaan kyk na hoe kyk jy na 'n getal om te weet waar hy moet kom. Wanneer ons getalle rangskik, lyk die getalle gewoonlik soos die een wat jy nou sien. 3482. Wanneer ons moet rangskik, moet ons eers bepaal is dit stygend of is dit dalend. En daarna gaan ons besluit na watse getal om te kyk. Ons begin gewoonlik by die eerste getal hier heel links. Ons kyk na die 3. As 3 die hoogste getal is, byvoorbeeld by dalend, dan moet hy eerste kom, hierdie hele getal. As daar getalle is wat dieselfde is, wat altyd begin met die syfer 3, dan moet 'n mens gaan na die tweede syfer toe en gaan kyk watse een is hoër as die vorige een. En as daai ook gelyk is, gaan jy na die derde getal toe en so gaan jy aan totdat jy die verskil kry tussen die twee getalle. Daar is vangplekke waar hulle probeer in 'n toetsing of eksamen getalle langs mekaar sit wat baie dieselfde is om te sien hoe akkuraat kan jy kyk. Nou kom ons oefen dit. Rangskik die volgende getalle in stygende orde. Net vir voorbeelddoeleindes gaan ons sommer die getalle opmaak. 23, 4, 218, 40 en dan 24. Nou voor ons begin, moet ons eers bepaal wat soek hulle. Ons soek stygende orde. So dit is van klein na groot. So ons moet gaan kyk watter van hierdie getalle is die kleinste en daarvan af beweeg ons. As ek vinnig kyk 23, 4, hierdie 4 lyk vir my baie klein. Ek sien nie nog so 'n klein getalletjie nie. So ek vat die 4 en ek skryf hom neer. Dis die eerste getal van my rangskikking. As ek hom klaar gebruik het, trek ek 'n lyn deur hom sodat ek nie die mekaar raak of hom weer wil gebruik nie. Daarna soek ek die volgende getal. Kan jy saam met my kyk en sien wat se getal is volgende? Ek sien 23 en ek sien 24. Albei van hulle begin met 'n 2. Dieselfde plekwaarde. So hulle is gelyk. Nou moet ek na die tweede getalletjie gaan kyk. Watse getalletjie is die kleinste? Die 3 of die 4? Daai 3. So dan skryf ek die 23 eerste neer. Ek trek hom dood. Die volgende getalletjie wat naby hom was die 24. Dan kan ek hom gebruik. Dan kyk ek na dit wat oorbly. Daar's 'n 40 en 218. Ons almal weet dat 40 kleiner is as 218. So dan kan ek die 40 net daar skryf en dan laastens die 218. Na die tyd dan gaan toets ek en ek gaan kyk is hierdie getal kleiner as daai een kleiner as daai een ensovoorts om te bepaal of ek reg is en dan weet ek kan aangaan na my volgende vraag. Partykeer gebeur dit dat hulle vir jou vrae in eksamen gee wat soos volg is. Ek gaan net 'n baie eenvoudige voorbeeld vir julle gee. En dan vra hulle vir jou voltooi die volgende rangskikking. Dan is dit baie belangrik om te gaan kyk wat is die verskil tussen elke getal. As ek met 5 begin en ek plus 5 by, dan kry ek 10. As ek 10 het en ek plus 5 by, dan het ek 15. So dan kan ek 'n patroon raak sien hierbo. Dan kan ek net dit bysit by die volgende getal, dan weet ek hoe om die laaste twee getalle uit te werk. Hierdie twee vrae, die rangskikking as ook daai volgorde waar jy moet invul, is gewoonlik algemene vrae wat bymekaar kom in 'n eksamen of 'n toets. Let asseblief op dat die onderwyser vir jou slegs 1 punt gaan gee vir die rangskikking van
die korrekte volgorde. Indien enige van hierdie getalle omgeruil is of verkeerd is, gaan jy jou vraag verkeerd kry. So jy gaan moet baie seker maak jy lees die vraag duidelik en dat jy dit in die regte orde orde. Baie dankie dat jy geluister het. Tot 'n volgende keer.